En dit is nou vir my 'n absolute reuse voorreg om hierdie man weer terug te verwelkom in die ateljee. Nou, ek het al voorheen met hom gesels met Christoph van der Berg. En hy is nie iemand wat jy maklik in 'n boksie kan druk nie, hoor. Hy's 'n pianis, hy's 'n sanger, hy is 'n reisiger en hy's iemand wat nou nogal daarvan hou om 'n bietjie buite die lyne in te kleer. Christoph, so lekker om jou weer te sien. Welkom hier by Route 326. Dit is my 'n geweldige voorreg, François. Dankie. En dit is my so lekker om jou weer te kan sien. Hoor daai 'n pragtige rooiwyn stem vanmiddag op 'n maandag hier op Groot FM. Ja. Nou, laaste keer wat ek jou gesien het was by In die Bos. Ek dink dit was al 2 jaar gelede gewees. Dit ek en Sunay nogal jou show kom kyk en ons het net nog groter fans uitgedraai daarna. So welkom terug, want ek hoor jy het nou 'n paar nuwe shows hier in Pretoria area op pad. Man, dit is geweldig lekker, François. Ja, die eerste een is klaar verby. Dit was in die Pierneef Theater gewees. Die 21ste was jy daar. Dit was die 21ste gewees, ja. Fantastiese aand. Ag, en weet jy, dit is net so ongelooflik lekker. Ek sê altyd die mense van Pretoria is maar soos die mense van die Vrystaat. Dit is net baie groter. En ek is mos 'n Vrystater. So dit is net vir my so lekker om hier te wees. Ja, en dan is die volgende vertonings nou 'n bietjie later hierdie week. Hoorie man, nou moet ek vir jou sê, jy het al op die vreemdste en die mooiste plekke in die wêreld het jy musiek gemaak. So, wat is een plek waar jy gespeel het, wat jou manier van musiek maak of die wêreld heeltemal verander het? Weet jy wat ek dink wat my wêreld in totaliteit verander het, was daai jaar toe ek in Thailand gewoon het. Jy weet, want jy kom op 'n ander deel van die planeet, jy besef die oppervlakte is groter, jy besef die hoeveelheid mense is meer, en jy besef dat die beskawing ook soveel ouer is. Jy weet, en dit was nogal vir my, dit het iets in my wakker gemaak, jy weet. En ja, ek dink dit het my uitkyk oor baie dinge verander. En natuurlik, die musiek is die mens. So as die mens verander, dan verander sy musiek ook, jy weet. Dit maak baie sin wat jy sê. Ons gaan nou nog verder gesels oor daai liedjies, want dit is storieliedjies. Jy skryf eintlik boeke in 'n 3 minute liedjie, voel ek. Maar jy het al gesê dat jy as kind nie eintlik musiek geleer het soos 'n mens dit nou normaalweg doen nie, nê? Maar jy het eerder self die wêreld daarvan ontdek en dit is eintlik dalk 'n lekkerder manier om musiek te maak. So, dink jy daardie vryheid is juis hoekom jou musiek vandag so anders klink ook as die res? Ek dink so, François, absoluut, ja. Kyk, ek is nooit deur al die teorieklasse en wel hulle het probeer met my, maar hulle kon nie they could not tame the beast, jy weet. Ja, daar's hy. So ek het op 'n baie ander soortige manier geleer speel. So dit was vir my nooit 'n straf gewees nie. Inteendeel, dit was my 'n verslawing gewees. Jy weet, ek moes speel. Ek onthou byvoorbeeld toe ons op vakansie was in Hermanus een keer, kon ek nie 'n klavier in die hande kry nie. En ek het die strate op en af geloop, geklop aan elke winkeldeur en alles tot ek 'n klavier gekry het. Ek moes speel. So dit was my so tweedehandse klavier. Nee, weet jy wat kry ek toe? Nee. Ek kom toe by Joshua se kunsgalery. Rousseau Modern in Hermanus. Daar staan so 'n klavier, maar ek is klein man, ek is seker so 11 jaar oud of so. Ek sê, oom, mag ek maar 'n bietjie op jou klavier speel? Hy sê, ja, kom in. Nou speel ek, hy sê vir my, luister, jy kan nou maar môre aand weer kom. Ek sê, jy betaal ook. Jy kan elke aand kom. Vir hoe lank is jy nog op vakansie? Wat? So dit was my eerste betaalde gig gewees. Op 11 jaar oud? Op 11 jaar in die kunsgalery en ek is nou nog baie goeie vriende met Joshua. Yes, wat 'n storie. Ja. Maar jy beweeg ook baie gemaklik tussen genres soos jazz, Afrika klanke, internasionale invloede wat ons ook nou en dan hoor in jou musiek. En nou ook baie sterk Afrikaans. Jy het nooit in Afrikaans gesing nie. Hoorie, my passie vir Afrikaans is nou in die brand gesteek soos nog nooit nie. Weet jy wat die mense by die FHK was my so goed gewees en by die Voortrekker Monument. En jy weet, ek ervaar net weer ons eie mense. En ek praat baie daaroor, maar my liefde is van vooraf aan die brand vir Afrikaans. Nou, wat het jou so lank gevat? Hoekom het jy so lank gevat om in Afrikaans te sing? Ek dink voor jy jouself en jou regtig goed ken, moet jy baie ander dinge gaan kyk. Jy moet baie dinge van ander mense gaan leer om jouself beter te kan verstaan. Ek weet nie, ek antwoord dalk bietjie vinnig, maar ek dink dit is wat daar gebeur het. Jy weet, so dis wonderlik om vir jare die buiteland te travel en te toer en in ander tale te sing en vir 'n klomp ander mense te speel. Maar ek dink dit gee jou identiteit baie diepte, jy weet. So nou voel ek vir die eerste keer, jy weet, ek wil nou net in Afrikaans skryf. Want dit is 'n geweldige taal. Jy weet,
Hy het 'n manier om goed te sê op 'n geweldige unieke, dis so unieke taal om te kan gebruik. Jy weet, nee, my passie is van voor af aan die brand gesteek. Jy sien partykeer moet jy eers 'n bietjie weggaan Ja. of die wêreld sien Ja. of reis soos jy sê, dan Ja. terugkom jouself en jou taal herontdek. Absoluut. Nou, jy het onlangs, dit is ook nou al seker 'n paar jaar gelede, het jy 'n hele ander kant van Suid-Afrika gewys deur jou musiekvideo's. En dit is nou spesifiek daar op Witkraal waar jy dit geskiet het, waar jy selfs die plaaswerkers as deel van jou filmspan gebruik. Ek onthou ons het vorige keer ook daaroor gesels. Hoekom is dit vir jou so belangrik om die mense en dan die plekke rondom jou deel van die kreatiewe proses te maak? Jy weet hulle sê daai ding van as jy twee mense kan kos maak, nee, gebruik presies dieselfde bestanddele, selfde resep, selfde oond, alles. Een mens se kos is geweldig lekker, ander een se kos is nie lekker nie. Hoekom? Want een sit liefde in sy kos in. En ek dink dis dieselfde met dit is presies my doel gewees. Jy verwys nou spesifiek na wil jy sien hoe lyk die hemelse musiekvideo? Ja, daai musiekvideo, ja. Ek wou omdat die liedjie oor my pa gegaan het. En omdat dit maar 'n geweldige groot proses vir my was, wou ek letterlik alles van die plaas gebruik. Ek wou die mense van die plaas gebruik. Jy weet, ek wou laat die plaas die ding sing. Hy het 'n karakter van sy eie. Ja, en dan is dit soos daai kos wat anders te proe. Dan is dit soos daai video wat anders te lyk. Dan is dit soos die liedjie wat anders te lyk, want hy kom uit daai grond uit. Sjoe, Jy weet. hierdie man praat passievol vanmiddag hier op Route 326 en ek love dit. Christof van der Berg is hier. Ag Christof, nee, wil jy nie vir my en al die luisteraars wat nou ingeskakel is, ietsie live sing daar op klavier nie, en wat sal dit wees? Ek wil dit verskriklik graag doen. Ons praat nou so oor die reise. Ek gaan movie doen. Ek weet julle speel movie. Movie is maar jou groot hit. Kom ons wees nou eerlik, Ja, nee. nee, ek weet julle is lief vir hom. En dit is oor 'n klomp reise en dan natuurlik saam met die een en enigste, die Mona Lisa. Dit gaan so. Ons het geseil oor oseaan en silwer skepe, maar die beste deel was jy gewees. Jy kon die maan en die sterre en die nag laat lag met jou Italian gees. O my lady Mona Lisa, met jou liefde in Latyn, jou lyf soos 'n kunsgalery, en die aandlig was 'n movie. Stiere vol geheime aan die sterre daarbo, dit was 'n movie. In 'n Arabiese woestyn op 'n duin met 'n bong, ons het gemaak wat ons wou. Mense het gebaken met makoue mandjies matte en kamele wat kou. Klipstrate, skape, bokke, ganse, vars, stringe dadels aan 'n hessian tou. En die aandlig was 'n movie. Stiere vol geheime aan die sterre daarbo, dit was 'n movie. En in Bangkok was 'n Boeddha wat gelag het, hy het net heeldag op sy sy gelê. En met marigolds en kersies in jou kaalvoet kon jy hom omkoop as jy iets wou hê. Frangipanis in jou hare, silhouette en kerslig aande op 'n tropiese nag. En die aandlig was 'n movie. Stiere vol geheime aan die sterre daarbo, dit was 'n movie. En in Indië die raaisels van heelal soos wierook rondgewaai in die wind. Geheime het vergader in ou tempels vol jasmijn en peppermint. Daar was soekers, digters, dromers, almal hoog en op hulle pad na enlightenment. En die aandlig was 'n movie. Stiere vol geheime aan die sterre daarbo, dit was 'n movie. En die aandlig was 'n movie.
Christoph Vanderberg hier op Groot FM 90.5 met 'n movie. Hoorie so, die ding van daai liedjie is elke keer as ek dit hoor, dan vat dit my na 'n ander plek toe waar ek nog nie was nie. Dis die ding van die verbeelding en jy het dit ook so goed beskryf en dit alles kom uit persoonlike ervarings en reise waar jy regtig self was. Ja, absoluut. Ek meen Indië, die raaisels van die heelal wat rondgewaai het soos wierook in die wind en ou tempels van jasmijn en peppermint. En die bong? Ek het hom so 'n bietjie sagter probeer sing. En ja, toe ek het al gehoor, sorry. Toe ek hom klaar gedoen het, besef ek gats, hy is dalk hard gedoen. Maar ek onthou dit baie goed. Dit was eintlik 'n shisha in Jordanië gewees. Onthou ek het ons onder die bome gesit. So dit was eintlik heel legal, maar die woord bong het toe nou beter ingepas. Ja, nee, hy pas mooi daarin. En ons almal weet presies waarvan hy daar sing. Nou dis vir my reuse voorreg om weer vandag met hierdie man te gesels. Ek onthou ons het al 'n paar keer met hom gesels, selfs daarby in die bos toe ons daar was tydens 'n buiteuitsending. Maar Christoph Vanderberg is terug in die ateljee hier by Groot FM 90.5. En Christoph, nou een van die dinge wat my nou nogal van jou fascineer is dat jy 'n man kan wees wat die wêreld deurreis, maar steeds 'n baie sterk verbintenis met een stuk grond daar in die Vrystaat het en partykeer kom die beste stories dan nou juist daar vandaan. Bly jy nog daar? Vertel my 'n bietjie van die plaas. Ja, Fransje, ek is nog daar, wel baie min. Nou, ek is maar die meeste van die tyd nou op die pad, jy weet. Maar ja, dit het eienaardig hoe dis maar die grond waar ek gebore is, jy weet. En dit het swaalf 'n metafoor vir my eie hart geword. En ironies genoeg lê daai grond presies in die middel van Suid-Afrika. Jo, So dit is soos basies die hart. die hartse punt. Ja, so dit voel soos my hart ook. Jy weet, ja, so mense het tog maar sentimentele waarde daaraan, jy weet. Jy het nou so vinnig weer terug verwys na dit, maar as ek dink aan die liedjie wil jy sien hoe lyk die hemel. Dit het eintlik nou soos jy gesê het uit verlies ontstaan toe jou pa in die dood afgestaan het en toe daardie soektog jou nou weer teruglei na Witkraal. Ja. So het jy geweet jy skryf vir jou pa terwyl jy die liedjie geskryf het of het jy dit eers later besef? Ek sal daai dag nooit vergeet nie. Ek het nog in die Kaap gebly. En ek staan in my kombuis en ek is besig om 'n curry te maak, dink ek. En skielik kom hierdie lyntjie met my op. Ek gaan soek toe na die hemel, want ek het jou verskriklik gemis, maar die pad lei my toe reguit na Witkraal toe. Ek roep en ek soek en my voete raak moeg, maar die pad lei my toe reguit na Witkraal toe. So daai hele reis het 'n baie groter metafoor geraak as net die fisiese dood van my pa, maar dit het dit maar getrigger, jy weet. Ja. Maar jy vra nou baie interessante ding. Jy weet, het jy geweet jy skryf die liedjie daaroor? Nee. Dit is, jy weet, Leonard Cohen en Leonard Cohen het gesê, if I knew where the good songs came from, I'll go there more often. Ja. Dit voel baie keer, wel ek is oortuig daarvan dat ons nie goed self skryf nie. Dit kom van die groot kreatiewe bron af. Jy weet. Definitief, ja. So, elke nou en dan is jy gelukkig en jy kry 'n paar broodkrummels wat jy kan terugbring aarde toe en met mense te kan deel. Maar baie kunstenaars sê, jy weet, 'n liedjie is eintlik iets wat 'n mens moet ervaar op 'n geestelike vlak. Ja. Natuurlik ook, dit gaan nie net oor die musiek en die liriek nie, maar daar is iets baie spesiaal daaraan. Maar nou wil ek eers bietjie weer spog, nê? Ja. Jy wat nou 'n man is wat so die wêreld nou al deurgereis het en plat getoer het. Jy het nou al mense ontmoet soos Elton John, Sir Elton John, en as ek dit nie mis het nie, David Beckham. Vertel bietjie, spog bietjie man, name drop gou vir ons hier op Retreat. Kyk, name drop kan ek drop. Gooi maar hoeveel gravitas daai drop het, weet ek nie. Nee, weet ek was maar 'n humble carpenter geweest daai tyd in Londen. En ek het vir 'n company gewerk, Starlight. En ons het sets gebou. Ek gebruik nou vreeslik baie Engelse woorde, stelle gebou. Stelle, ja. Nee. En onder andere was een van die groot stelle vir David Beckham se World Cup part, sy wêreldbeker sokker partytjie gewees. En ja, daar het ons seker vir omtrent 2 maande gewerk. So jy weet, jy sien hulle later elke dag, hulle raak half deel van die en Maar gesels jy nou met die man so soms of sê jy maar net hallo? Ja, jy sê net so hallo van die kant af, maar jy raak mekaar nou gewoond. Jy weet, en ek onthou by John Paul Getty se huis het ons ook lank gewerk by die interessantste mense. Maar so het ek vir Elton John 'n paar keer ontmoet want ons bou die stel vir hom, jy weet, en hy kom en hy doen sy soundcheck en hy speel en wat ook al. En Robbie Williams. Wow! Ja. Dit is incredible. Kyk, ek het kaartjies gekoop toe Robbie Williams Suid-Afrika toe kom en ek het heel voor probeer staan daar in die Golden Circle. Ek was net soos, nee maar okay, maar ek is 'n massiewe fan van die ou. En hoe het jy hom nou weer ontmoet? Yes, hy's 'n karakter. Nee, backstage. Ons het ook 'n stel wat ons gebou het, wat ek gebou het saam met 'n span mense vir hom.
En daai aand het hy saam met James Brown opgetree. Maar ek onthou Robbie is 'n geweldig interessante karakter. Kyk, hy vat nog die laaste trek van sy sigaret voor hy op die verhoog stap. Ek het langs hom gestaan. En hy kyk nie waar die stompie gooi nie. Jy weet, hy's 'n regte rocker. Maar ek sal nooit vergeet nie, die spesifieke aand, toe sien ek hierdie vrou val oor 'n klomp pallette en ek hardloop en ek gaan help die dame. Tel haar op en toe ek haar in my arms het en ek kyk haar in die gesig. Toe besef ek dis James Brown, want van agteraf het hy so groot pruik gedra. Van agteraf het hy net 'n vrou gelyk. Hier staan ek met Ek wil nou net sê, I feel good. So the Godfather of Soul, hier staan ek met hom in my arms. Jy weet, so dit was 'n geweldige, maar dit het nie regtig, dit was nie oor ek 'n musikant was nie, dit was maar oor ek 'n carpenter was. Jy weet, 'n stelbouer was. Daai stad. Ek was 18 jaar oud. En so gepraat van jy het al jou eie klavier gebou. Vertel gou daai storie. Ja. Dit het baie moeilik geraak om die vleuelklaviere rond te skuif vir al die konserte. En ek kom toe agter, maar klomp van die groot ouens speel met klaviere, maar is digitaal, jy weet. En toe bou ek my eie ene. En wat dit net bietjie makliker maak om. Hoe lank het jy gebou aan daai klavier? Yes, ek het net 'n beltserner en 'n jigsaw gehad. Lank gevat. Ja, dit het my lank gevat. Dit het seker so 'n goeie 3 maande gevat. Nou waar's die klavier nou tans? Hy staan op Witkraal. En hy gaan nie meer na een enkele konsert. Hoorie, ek wil bietjie eendag daar by Witkraal kom kyk. Ek kan nie wag nie. My kan wys hierdie musiekvideo wat jy nou geskiet het en die stories wat jy nou deel. Ek wil dit nou ervaar in persoon. Jy moet, Fransja, daar kom kuier so baie interessante mense by my. Gerry Pretorius, my groot vriend, kom baie. En Leon Grop. En die mense is ook op pad. Ja. Okay, ons kom almal sommer saam. Ek bring vir Sunay ook saam. Julle moet sommer kom in een groot batch. Ons gaan 'n bus reël en dan ons reël 'n bus. So lank naweek trippie af daar na Witkraal. Ons noem hom die groot bus 90.5. Klink vir my goed. Hoorie so en sê net vinnig vir my voordat ons nou aangaan hierso na daai pragtige volgende liedjie wat jy met ons gaan deel, nê. Die volgende vertonings vir Pretoriaaners, waar kan ons jou sien? Fransja, die volgende is die 26ste. Dit is die Afriforum Theater. Okay. Waaroor ek geweldig Dis nou Woensdag. Dis nou Woensdag, ja. Dan die 27ste is by Sherwood Lodge. Okay. In Sherwood, maar dis 'n baie eksklusiewe aand, daar kan net 30 mense. Ek dink daar's nog 1 of 2 plekke oor, ek is nie seker nie. Dit gaan saam met 'n gourmet ete en dan die groot aand is die 28ste en die 29ste by die Voortrekker Monument. In die Senotaafsaal. 28ste en die 29ste. Ja. In die Senotaafsaal by die Voortrekker Monument. Dis my so voorreg. Wie om daar te staan in daai majestueuse saal en hulle die wonderlikste klavier. En dis natuurlik die aangenaamste mense wat ek in 'n baie lank tyd ontmoet het. Ja, daai mense is baie vriendelik daar by die Voortrekker hoor. En die FHK liedjie tuin. Hulle is net ongelooflik. Ja, nee, dit is fantasties om te sien dat hulle so mooi kyk na ons erfenis, as ek dit so kan stel. Ja. Nou, gepraat van musiekerfenis, speel vir ons ietsie live man, asseblief man, en wat's volgende daar op die lys? Fransja, ek wil vir julle en vir almal in Pretoria dan nou 'n liedjie speel wat ek so ruk terug geskryf het. Sy naam is In Verwondering. En dit is my wens vir elke mens. Mag die lig by jou bly, waar jou pad ook al mag lei, mag jy rus in sagte velde. Mag al jou vrese verdwyn en mag jou silwerbeker vol bly. Maar meer is dit alles, mag jy altyd opkyk in verwondering. Amen. Mag die lig by jou bly, waar jou pad ook al mag lei, mag jy rus in sagte velde. En mag jou boorde welig blom, as die motrie in soggens kom, en jou verstom met alle wonders. Die son oor jou skyn en jou vrese verdwyn. Mag jou silwerbeker vol bly. Mag jy opkyk aan verwondering, as die oorvloed oor jou vloei.
Mag jy opkyk in verwondering as die dag breek, 'n nuwe lewe bring. En mag jy maan vir jou sans lig maak as jy dans en jou siel saam sing van vreugde. O, en mag jy lag en mag jy dig met die son op jou gesig. Mag jy sterre vleg deur jou drome. Mag jy wag, mag jy wen, mag die voorspoed jou goed ken en jou lied uit volle bors sang. Mag jy opkyk aan verwondering as die oorvloed oor jou vloei. Mag jy opkyk aan verwondering as die dag breek, 'n nuwe lewe bring. Wow, Christof Vanderberg in verwondering hier op Route 326. Ek moet vir jou sê, nee, ek luister so na daai liedjie, dit voel vir my soos 'n seën en 'n salwing en 'n positiewe gebed wat jy amper uitspreek vir elke persoon wat dit luister. So dankie dat jy vir ons heling bring so op 'n maandagmiddag. Ons het dit nodig vir al hierdie tyd van die jaar, hoor. En nou bring jy daai klankspoor van Afrika, die wêreld, die jazz, al daai genres waar ons nou geraak het vroeër, nê. Bring jy nou na Gauteng toe en jy gaan nou die volgende paar dae op verskillende plekke optree. Jy het hulle genoem, ons gaan hulle nou net weer herhaal. En ek wil nou weet, nê, wat gebeur wanneer hierdie avonturier uiteindelik dan nou voor 'n lewende gehoor gaan staan? Wie, dit is die wonderlikste ervaring. En dis hoekom ek so verhoogwerk so geniet. Want dit is elke enkele keer anderster, Fransjo. Jy weet, dit is my nooit dieselfde, ja, dit is dieselfde vertoning uit die aard van die saak, jy weet. Maar dis elke keer 'n nuwe ervaring. En elke keer is daar mense wat iets anders te daaraan raak gesien het, jy weet. En dit is vir my die lekkerste van alles. Maar jy het nou gesê, jy die 21ste Augustus het jy nou hier in Pretoria begin by die Pierneef Theater. Yes. Daar's nou nog 'n paar vertonings op pad. Maar ek wil vir jou vra, nê, wat kan iemand verwag wat nou nog nooit, soos ek en byvoorbeeld Sunay wat gelukkig was om jou live te sien. Wat kan hulle verwag iemand wat nou nog nooit 'n Christof Vanderberg vertoning gesien het nie? Is dit 'n konsert, sou jy sê dit 'n storievertelling, is dit 'n bietjie van alles? Dis stories en sterre. 'n Verhaal vol nostalgie wat jou op die ouend terugvat na jou eie hart toe. So daar's 'n maar 'n klomp stories, verhale en dinge wat gebeur het tussendeur wat verweef word met musiek. Maar Fransjo, dis maar weer eens, is maar 'n hele reis. Jy weet, wat jy dan op die ouend, dis die metafoor wat ek gebruik is die soeke na goud. Maar daar is ook dit begin met die heel laaste wilde leeu van die Vrystaat in die soutpanne van die Vrystaat. En dan om Andries en Antlet die beste wat die grond gekoop het. En dan die goud wat in die hande moet gekry word, want daar is werklik goud begrawe op Witkraal. Dit is nog nie in die hande kon kry nie. So die hele storie gaan daar. Ja, nou wil ek eers kom kuier. Ja. Wow, ene. Luister, ek moet vir jou sê, elke keer as ek jou sien op die verhoog, of selfs tydens 'n onderhoud, dan het jy 'n suit aan. En onthou jy, so 2 jaar gelede by In die Bos, hierdie man stap daar in Nelspruit, dit is super warm, en hy het sy suit aan, gekoller en getaai, en toe ek nou vandag baie teleurgestel toe jy in 'n kortbroek aankom, hoor. Hoor jy sê my, ja, ek sal dit nooit weer doen nie. Maar hoekom ook daai deel van die vertoning om, jy weet, ek wil amper sê formeel aan te trek? Weet jy wat, vir my voel dit ek het respek vir my gehoor.
as ek opdaag en is in my swart pak en ek het my swart das en ek dit voel net vir my ek respekteer my gehoor. Hulle doen al die moeite om tot by my te kom. En na my toe kom luister en sing en speel en hulle stories te vertel. En ek voel dit is maar uit blote respek uit vir my gehoor. Hoorie, en dan nou laastens, ek sien die tyd haal ons so vinnig in, Christof. Jy het nou al oor die hele wêreld heen gereis, maar jy bly steeds nuuskierig, selfs al is jy dan nou hier in Suid-Afrika. Wat is die volgende ding wat jou tans opgewonde maak, afgesien nou van hierdie shows wat jy in Gauteng vir ons gaan aanbied? Is daar 'n nuwe liedjie, is daar 'n nuwe reis op pad, is daar 'n nuwe projek wat wag, of is daar iets wat jy dalk nou nog glad nie met iemand gedeel het nie, wat jy nog graag wil doen? Of Fransjo, as vol, of ek lê wakker in die nag so opgewonde as ek oor al die dinge. Daar's altyd 'n nuwe liedjie, daar's altyd 'n nuwe idee, maar die volgende groot opwindende reis is Holland, wat ons gaan aanpak, oor 16 maande van nou af, ja. So dit is die volgende groot hoofstuk. Maar vir die volgende jaar en 'n half is ek in Suid-Afrika en ons speel die Kaap van Oktober tot eerste week in Desember en dan begin ons weer in die Vrystaat. So ja, daar's baie goed wat my opgewonde maak. Sommige lekker 3 maande in die Kaap van Oktober tot Desember, maar hy is nou hierso in Pretoria. So moet nou nie een van daai mense wees wat spyt is jy het hom nie gesien terwyl hy hier is nie. En ek gaan net daai datums herhaal. Jy het gesê 26 Augustus, dis eerskomende Woensdag by die Afriforum Theater hier in Pretoria. Donderdag die 27ste is jy by Sherwood Lodge en Vrydag die 28ste en Saterdag die 29ste Augustus, nê, by die Voortrekker Monument se Senotaafsaal en jy kan al jou kaartjies kry vir Christof van der Berg op Webtickets. So gaan maak net 'n draai. Christof, altyd lekker om jou te sien. Ek is nou jammer die tyd haal ons altyd so vinnig in, maar jy moet maar weer vir ons kom kuier, hoor. Altyd 'n ongelooflike voorreg en 'n verfrissende voorreg om jou te kan sien, Fransjo. Dankie. Ons gesels gou weer. Dames en here, Christof van der Berg hier op Groot FM. Groot FM 90.5.